Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Daar is gewoonlik twee dinge wat mense van hulle gemoedsrus beroof. Die eerste ding is die verlede. Ons almal maak foute. Selfs die mense wat jy bewonder en dink nooit foute maak nie. Die Bybel sê in Galasiërs 6 vers 5, want elkeen sal sy eie pad dra. Die King James Version sê, for every man shall bear his own burden. Ons almal sukkel op sekere gebiede. Ons almal sê en doen dinge wat ons wens ons nie gesê of gedoen het nie. So wat staan my te doen? Vra God om jou te vergewe en vertrou hom dan om alles ten goeie te laat uitwerk. Kan hy dit doen? Verseker kan hy. God kan die beste en die slegste dele van ons lewens neem en dit ten goeie gebruik. Hy kan die chaos van jou verlede in 'n vars en nuwe begin omskep. Die tweede ding wat mense van hulle gemoedsrus beroof, is die toekoms. As jy jou oor môre bekommer, mis jy vandag se seëninge. Jy kan ook nie môre se probleme oplos met vandag se krag nie. Wanneer môre kom, sal God jou die krag en die genade gee om deur môre te kom. So beplan vir môre, maar moenie vandag se krag mors deur jou oor môre te bekommer nie. En as jy oorweldig word met al die wat as vra, stop en oorweeg net vir 'n oomblik hierdie woorde uit die mond van Jesus in Matteus 6 vers 31 tot 33. Daarom moet julle heel nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Iemand het eendag gesê, wanneer jy jou daaglikse taak voltooi het, kan jy in vrede gaan slaap, want God bly wakker. Here, vandag sit ek my verlede in U hande. Ek gee U my foute, spyt en die pyn wat ek dra. Dankie vir die genade wat my onderhou het. Ek gee U ook my toekoms. Lei my stappe, maak deure van geleenthede oop en gee my die wysheid om te wandel in die doel waarvoor U my geskep het. In Jesus naam bid ek dit. Amen.